hê dat u vanmôre verlore moet gaan nie. Die Here wil nie hê dat u vanmôre dat die prys wat vanmôre vir u betaal is, dat daar die prys nie in u lewe vanmôre te vergeefs moet wees nie. En dit is wat God vanmôre sê. Sy liefde wil hy nie hê dat dit moet te vergeefs wees nie. Daarom sê hy vanmôre, Keetmans, soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy nog vanmôre naby is. Want dit is wat hy sê in Jesaja 55 vers 6. Hy sê, roep my aan terwyl ek nog te naby is. Soek my terwyl ek nog te vind is. En dit is daar die liefde wat ek bring vanmôre. Dat God wil vanmôre 'n verhouding met die aanknoop. God wil vanmôre 'n vriendskap met die aanknoop. God wil vanmôre nie hê dat die verlore moet gaan nie. God wil vanmôre nie hê dat sy prys wat hy terwille van u betaal het, dat daar die prys te vergeefs sal wees nie. Want daar die prys kon ons nie betaal het nie. Daar die prys vir die ewige lewe kon ons nie betaal het nie. Maar hy het seker gemaak dat daar die prys vir die ewige lewe vanmôre terwille van u en ek beskikbaar kan wees. Hy sê vanmôre, soek my terwyl ek nog te vind is. Dit sê vir my, daar sal 'n dag kom wat God nie te vind sal wees nie. Daar sal 'n dag kom wat God nie naby sal wees nie. Maar vandag is dit die geleentheid vir Keetmans. Vandag is dit die genadegawe van die ewige lewe, is vanmôre beskikbaar vir u. Die genadegawe van die ewige lewe staan gereed vanmôre om met u kennis te maak, om u vanmôre deelagtig te wees van u lewe. Hy sê, ek staan by die deur en ek klop. As iemand oopmaak, sal ek inkom en met hom maaltyd hou. En dit is wat die Here vandag kom doen met hierdie boodskap. Hy kom klop vanmôre by die deur van u hart vanmôre. Dit is vanmôre net u en ek wat hom kan innooi. Dit is vanmôre net u en ek wat daar die deur van die binnekant van ons harte sal oopmaak en hom vanmôre sal aanneem. Vanmôre sê hy, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Dit is wat God vanmôre wil doen. As ons kyk in die boek van Handelinge 17, dan sê die Bybel dat God het een mens en het een bloed het hy vanmôre die mensdom op die aarde gemaak. En dan gaan hy voort en sê dat ons die Here kan soek, dat ons na die Here kan kom. Dit is die doel waarvoor die mens op hierdie aarde gemaak is dat ons God moet soek, is dat ons na die Here toe moet kom. Maar van dag 1 af, van die tuin van Eden af, is dit nog net God wat na ons soek. Die mensdom draai net sy rug dag en nag na van die Here af. Van Adam en Eva af draai ons rug op die Here en ons kyk na die dinge wat mooi is vir ons oë, na die dinge wat mooi lyk om geëet te word, na die kennis wat mooi lyk om nagejag te word. Maar nie een van ons maak moeite om na God toe te kom nie. Daarom van dag 1 af van die tuin van Eden af, dan sien ons daar is dit net die Here wat soek na ons. Daagliks soek die Here na ons. Daar in die tuin van Eden het hy kom sê, mens, waar is jy? Mens, waar is jy? Jy volg nie die roete wat ek vir jou gevolg het nie. Jy kies nie wat ek vir jou gee nie, maar jy kies dit wat jy wil hê. En jy gaan weg van my af. Mens, waar is jy? Van die tuin van Eden af is die mens die ene wat van God af gaan. En is dit God wat na die mens toe kom, dageliks kom sê, mens, waar is jy? Mens, kom na my toe. Mens, kom leer van my. Mens, ek soek na jou. Mens, ek wil die lewe wat ek vir jou geskape het, daar die lewe wil ek vir jou gee. Maar ons mensdom, ons gaan weg van God af. En elke dinge doen ons hoe ons die ding wil doen. Maar vanmôre sê die Here, kom na my toe. Kom na my toe. Vanmôre soek hy weer. Terwyl ons moet soek, soek hy na ons. Hy sê op hierdie 17de Februarie, sê hy na u en ek, kom na my toe. Soek van my. Hy sê, ek is lief vir jou. Ek kyk nie na die sonde wat jy gedoen het nie. Ek kyk nie na die dinge wat vandag maak dat ek nie hoef na jou te soek nie. Maar nog steeds wil ek my liefde aan jou bewys, want ek het jou gemaak. My asem het ek in jou ingeblaas. Mens, jy is wat ek jou gemaak het. Daarom sê hy vanmôre, kom na my. Daar die uitroep staan vandag vir Keetmans op hierdie 17de Februarie. Staan daar die uitroep van God na u.
ongeag wat u gedoen het, ongeag u status in hierdie lewe, daar die uitroep staan vandag, Keetmans, kom na my toe, want ek het jou baie lief. My liefde het ek al klaar aan jou bewys, dat ek jou die beste wat ek kon gee, het ek jou gegee. Die beste wat ek kan doen, het ek al reeds gedoen, vir die verlossing van jou siel. Ek het die beste wat ek tot op my vermoë kan doen, die beste wat ek besit, het ek vir jou gegee, mens, en dit is my seun, dat hy vir jou kan sterwe, dat hy die prys kan betaal, daar die prys wat die skeiding tussen u en u kan doen, daar die prys het God vandag betaal, Keetmanshoop, daar die prys is klaar betaal. Die Bybel sê in Romeine 6 sê, die loon van die sonde is die dood. Dit is wat ons as mens vandag verdien. Maar toch daar die skrif gaan voort en hy sê, maar die genadegawe van God is die ewige lewe. Daar die genadegawe is beskikbaar. Die genadegawe van die ewige lewe, daar die genadegawe is beskikbaar vir u. Waarom sal ons dan kies om die loon van die sonde te ontvang, terwyl die gawe van die ewige lewe vrylik beskikbaar is? Hoekom sal ons vandag die loon van die sonde najaag? Die loon van die sonde kies, terwyl daar 'n genadegawe van die ewige lewe beskikbaar is. Die Here sê vanmôre, Keetmans, ek is hier, ek is beskikbaar, ek is lief vir jou. Jy hoef nie verlore te gaan nie. Gemeenskap van Keetmans, my liefde aan jou is klaar bewys. My liefde aan jou, die beste wat ek kan doen. Meer as dit kan hy nie doen om u te red nie. Al wat hy vandag kan doen is om te kom roep en te huil voor u, om te sê, kom na my toe. Kom na my toe. Alles jy vanmôre bemoeid en belas, kom net na my toe. Ek sal jou skoon maak. Ek sal jou regmaak. Ek sal jou herstel. Ek sal die liefde tussen ons sal ek herstel. Hoekom terwyl God vanmôre so kom uitroep, sal ons vandag ook laat verbygaan. Sal ons hierdie uur ook laat misgaan, terwyl God op hierdie uur ook sy hart kom uitstort na u en sê, ek het klaar alles gedoen. Al wat jy moet maak is om na my te kom. Al wat jy moet maak is om uit te roep en te sê, Here, help my. Here, verlos my. Here, maak my vry. Here, ek neem my aan as my saligmaker. Here, dit is net by u wat daar bevryding is, want die Bybel sê mos, dat daar is geen ander naam op hierdie aarde gegee, waardeur ons gered kan word nie, behalwe die naam Jesus. En dit is daar die naam wat ek vanmôre bring, die naam wat verlossing gee, die naam wat vrymaking gee, die naam wat ewige lewe gee, die naam wat lewe gee, die naam wat genees, die naam wat verlore is weer kom red. Die naam Jesus is die naam wat ek voor u vir u kom aan bekendstel. Ek kom nie vanmôre in die naam van 'n kerk nie, ek kom nie daarom het ek myself nie eens voorgestel nie, omdat ek nie vanmôre my naam wil dra nie, maar ek wil die naam van Jesus aan u beskikbaar stel. Jesus kom staan by die hart van die deur en hy sê vanmôre, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, ek het jou lief. Meer as my liefde sal jy nooit vind nie. Die liefde wat daar in my is, sal jy nie vind nie. Is alleenlik in my wat daar lewe is. Want die Bybel sê, die wat die seun het, het die lewe. Die wat die seun het, het die dood het oop oorgegaan na die lewe toe. En dis daar die lewe wat ek kom gee. Dis daar die lewe wat ek kom voorstel. Dat as jy vanmôre in Christus is, het jy die lewe. As jy vanmôre na Christus kom, het jy die ewige lewe. Maak haas, my geliefdes. Kom ons soek hom vanmôre. Kom ons roep hom aan vanmôre. Kom ons trek ons harte uit, ons hande uit na hom en ons kom na hom toe, want die verlossing is alleen in Jesus. Mag die Here u ryklik seën.